Ons gaan vanoggend saam lees uit Romeine 8. Romeine 8, en julle sal nou sien, dis 'n redelike lang gedeelte, dis vers 18 tot 39. So julle huiswerk is om ergens in julle stilte tyd vers 18 tot 39 te lees, maar vir vanoggend gaan ons net fokus op vers 26 tot vers 39, en daar gaan enkele gedeeltes wees waar ek gaan terugverwys na vers 18 tot 25, en daarom is dit belangrik dat julle ergens in hierdie week hierdie hele gedeelte sal deurlees. Maar vir vanoggend fokus ons net op vers 26 tot 39, en ons tema is die drie enige God dra ons deur ons lyding. Romeine 8. Voordat ons gaan saam lees, kom ons bid saam en ons vra vir die Here se seën as ons ook uit sy woord gaan lees. Kom ons bid. Here ons God, ons vind onsself in U teenwoordigheid as mense op verskeie plekke in ons lewens. Van ons kom na U toe met bekommernis en ander met blydskap. Van ons met opwinding en ander met 'n swaar gees. Maar ons elkeen het nou 'n verwagting om van U 'n woord te hoor. U ken ons beter as wat ons onsself ken. U weet wat ons nodig het om vanoggend te hoor. En daarom is dit nou ons gebed dat U, Here, ons gedagtes en ons harte sal oopmaak om te hoor. Deur die krag van U Gees verhelder vir ons U woord. En of dit nou is dat ons bemoedig word of uitgedaag word, hoop ontvang of gelei word inwaarts, mag U woord in waarheid verkondig en aangehoor word. Want U woord is die lamp op ons pad en die lig vir ons voete. In Christus Jesus se naam. Amen. Romeine 8 vanaf vers 26, die gedeelte sal ook vir julle op die bord wees. Vers 26, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Vers 29. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Vers 32. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit. Hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Vers 36, daar staan immers geskrywe, dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenwoordige,
of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Dis die baie kosbare woorde van Romeine 8, vers 26 tot 39. Navorsing het bevind dat 'n gemiddelde mens sug omtrent 1 keer elke 5 minute. Min of meer 12 keer elke uur of 192 keer 'n dag. En of jy dit nou weet of nie, jy sug baie. Sug is 'n wêreldtaal. Dit is die een ding wat die hele wêreld in gemeen het. Ons almal ken van sug. Kerkmense sug, ouers sug, kinders sug, gelowiges sug, ongelowiges sug, bekende mense sug, onbekende sug. Daar's natuurlik ook 'n hele paar mense wat ons weet professionele sugters is. Mense wat somme vir alles en vir almal sug. En soos wat jy met hulle praat, weet jy naderhand presies wanneer kom die volgende sug. Maar 'n sug het oor die algemeen 'n baie negatiewe betekenis. Ons sug gewoonlik as ons radeloos is, as ons moedeloos is, as ons wanhoopig voel, spanning ervaar, moeg is, of bloot net vasgevang is in 'n slegte dag. As 'n stuk harde werk klaar is, dan sug ons. As 'n sportwedstryd verlore is, kan ons maar net ons koppe skud en sug. En die dae wanneer alles net wil skeefloop en ons senuwees op hol gaan en ons ongeduld breekpunt bereik, dan kan ons ook maar net ons kop skud en sug. En as gelowiges sug ons swaar elke keer wanneer ons nuus kyk. Want elke liewe dag sien ons al die swaar kry en die lyding hier op aarde. En as ons dink aan die toekoms, dan sien ons 'n donker prentjie en ons sug en ons vra vir onsself af, maar waar gaan al hierdie dinge eindig? Dit is baie interessant in Romeine 8, vers 18 tot 25, die gedeelte wat ons vanoggend nie gelees het nie, verwys Paulus 3 keer na die woord sug. En as hy die woord gebruik hy dit elke liewe keer as hy praat van swaar kry en van lyding. In vers 22 dan begin hy om in die eerste plek te sê hoe hierdie skepping van ons, hoe hierdie aarde sug en kreun. En die merktekens van 'n stikkende skepping is oral rondom ons te sien. En Paulus noem 2 redes hoekom in die eerste plek die skepping sug van al hierdie nietigheid, van dinge wat nie reg werk nie, dinge wat so sinneloos is. En die tweede sug van die skepping, hierdie verganklikheid waaraan ons vasgevang is. 'n Mens kan hierdie Griekse woordjie vir verganklikheid ook vertaal met verrotting, van dinge in die skepping wat verval, wat vergaan, van die dood wat aan die werk is in hierdie kosbare skepping. En in die tweede plek kan ons nou vra, maar as die skepping so sug, wat van ons as kinders van die Here? Is ons nie hierdie verganklikheid en hierdie nietigheid gespaar nie? En Paulus se baie kort en eerlike antwoord is nee. En dit bring ons by die tweede sug in vers 23, dan sê Paulus, gelowiges, God se kinders, sug ook. Want die lewe is hard, dit is bitter, en soms is dit baie onregverdig.
En Paulus is baie eerlik in Romeine 8 dat swaar kry en lyding is onvermydelik deel van ons lewe, want ek en jy is ook vasgevang in hierdie gebroke skepping. En saam met hierdie skepping, saam met hierdie aarde, sug en kreun ons ook. Daar is baie mense wat sukkel om in God te glo. Daar is baie mense wat sukkel om in God te bly glo. Juis as gevolg van hierdie stikkendheid, hierdie gebrokenheid van die skepping, en omdat daar soveel swaar kry en lyding in hierdie wêreld is. Kyk net na al die swaar kry. Die miljoene mense wat van honger of van geweld of van natuurrampe sterf. Weerlose mense wat uitgelewer is aan hierdie gebrokenheid van die wêreld. En kyk hoe swaar kry God se hande werk. Kyk hoe swaar kry die natuur, God se kosbare skepping. En die vraag in dit alles, waar is God? As ons kyk na al hierdie swaar kry, is dit die een boeiende vraag. Waar is God? En Paulus antwoord nie regtig op hierdie meer filosofiese vraag oor hoekom God al hierdie lyding toelaat nie. Paulus is in Romeine 8 gefokus op een spesifieke vraag en om een spesifieke vraag te antwoord, en dit is, waar is God wanneer ons swaar kry? Waar is God wanneer ek lyding ervaar? En in sy antwoord probeer Paulus nie die lyding ontken nie, hy maak nie lyding sagter nie. Dat ons in 'n stikkende wêreld leef is waar. En as jy Romeine 8 lees, dan sal jy sien die woorde en die uitdrukkings wat hy gebruik. Ons is onderwerp aan 'n sinlose bestaan. Ons en die skepping sug, ons kreun, ons verlang. En Paulus erken dat ons nog in hierdie bedeling van gebrokenheid en van lyding leef. Maar ergens kom hy op 'n punt in Romeine 8 wat hy ook sê, daar is nog steeds hoop. Daar is nog steeds 'n verwagting waarmee ons leef, 'n verlange na iets heerlik wat wag. En dan sê hy in vers 22, hierdie gesig en hierdie gekreun is amper soos geboortepyne. Hierdie pyne gaan weg en dit gee geboorte aan iets wonderliks, aan 'n nuwe lewe, aan 'n nuwe heerlikheid wat op pad is. En dan skryf hy, ons as gelowiges, ons is erfgename van hierdie heerlikheid wat op pad is. Ons is erfgename van hierdie nuwe lewe wat kom, 'n nuwe lewe waar alles nuut en heel en mooi en reg gaan wees. En ja, sê die mense wat sukkel om te glo. Dis mooi woorde oor eendag. Wanneer eendag kom. Maar wat van vandag? Wat van nou? Wat van die hede? Die swaar en die lyding wat ek nou beleef? Waar is God in dit? Ek weet daar's 'n heerlikheid wat kom. Ek leef met 'n verwagting dat 'n heerlikheid op pad is, maar wat van nou? In hierdie seer en swaar, wat doen God? En Paulus se antwoord is dat in ons lyding en gebrokenheid kom die drie-enige God ons tegemoet. God die Vader, die Seun en die Heilige Gees is aktief besig om ons deur ons lyding te dra. En dit is so mooi dat elkeen van die drie eenheid doen iets spesifiek wanneer ons swaar kry en lyding beleef. In die heel eerste plek begin ons by die Seun Jesus Christus, vers 32 tot 34.
Deur sy kruis het hy ons lyding op homself geneem, dit sê Paulus. Hy het met ons kom meelei. Deur sy opstanding het hy vir ons 'n weg gebaan deur die lyding. Hy het ons kom verlos. Hy het ons vrygespreek. Hy het ons weer kinders van God kom maak. Hy het ons erfgename gemaak, deelgenote gemaak van die heerlikheid wat kom. En toe hierdie seun se verlossingswerk op aarde klaar is, het hy met sy hemelvaart gaan sit aan die regterhand van die Vader se troon. En dis wat ek en jy donderdag gevier het. Maar hierdie hemelvaart van Jesus is nie iets op ons kerklike kalender wat heenwys na 'n gebeurtenis duisende jare gelede nie. Hemelvaart is van belang vir ons geloof hier en nou. Want hemelvaart wil ons herinner dat Jesus is vandag die koning van die konings. Hy is die Here van die heersers. Hy sit op die troon aan die regterhand van die Vader. Maar nou sê Paulus, in hierdie ereposisie wat Jesus ontvang het, doen Jesus iets baie spesiaal vir jou en vir my. Vers 34 sê, dat terwyl Jesus op die troon sit, terwyl hy aan die regterhand van die Vader sit, pleit hy vir jou. Hy tree vir ons in. Hy herinner die Vader dat ons sy kinders is. 1 Johannes 2 vers 1 tot 2, dan lees ons die volgende. Dit skrywe ek aan julle my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. As een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. En die woord voorspraak kom van die Griekse woord parakletos. En die Griekse woordjie para beteken om langs aan iemand te gaan staan. En die woordjie kletos beteken om geroep te wees. En Johannes wil hier sê, Jesus is letterlik geroep om langs ons te kom staan. Om ons saak te behartig. Paulus sê om vir ons te pleit, om vir ons in te tree, om vir ons 'n voorspraak, 'n advokaat te wees. En dit sê iets van hierdie besondere houding na die hemelvaart wat daar is tussen ons en Jesus. Want daar op die troon, daar aan die regterhand van die Vader, onthou Jesus vir jou. Hy hou jou vas. Hy pleit vir jou. Hy bid vir jou, sodat niks of niemand hier op aarde jou van die liefde van God kan skei nie. En hierdie wete dra ons deur ons aardse swaar kry, want ons weet dat Jesus so vir ons intree, dat niks, nie eers swaar kry of lyding, ons uit God se hand kan ruk nie. En dis die eerste belangrike antwoord wat Paulus vanoggend vir ons gee. Waar is God in ons swaar kry? In die eerste plek, die Seun sit aan die regterhand van die Vader en hy bid vir jou. Vir jou. Spesiaal vir jou. Elke liewe dag in jou swaar kry, in jou lyding, in jou siekte, bid hy vir jou. In die tweede plek, die Heilige Gees. Paulus sê die Vader en die Seun het die Heilige Gees gestuur om in ons te bly en by ons te bly, vandag, hier en vir altyd. Ek het aan die begin gesê dat aan die begin van Romeine 8 Paulus 3 keer die woordjie sig gebruik. Die eerste sig is die van die skepping. Die tweede sig is die van ons as gelowiges. En dan vers 26 tot 27. Die derde sig is die van die Heilige Gees.
Dink gou vir 'n oomblik daaraan, hierdie wonder is nie net die skepping wat sug nie. Is nie net ons wat sug nie, maar die Heilige Gees sug ook. Hy sug saam met ons. Hy sug namens ons. In Johannes 14 vers 16, dan sê Jesus, hy gaan die Vader vra om 'n ander voorspraak te stuur wat vir ewig by ons sal wees, naamlik die Heilige Gees. En Paulus sluit by hierdie gedeelte aan, dat die Heilige Gees is ook ons voorspraak. En een van die dinge wat die Heilige Gees doen, is om ook langs ons, in ons swaar kry te kom staan, binne in ons en vir ons te pleit, om saam met ons te sug, om namens ons te sug. En die Heilige Gees, sê Paulus, is so naby aan ons, dat selfs as ons swaar kry te veel is, en ons nie meer weet wat om te bid nie, dan tree die Heilige Gees vir ons in, en hy pleit ook vir ons. En Paulus sê so mooi, die Heilige Gees hoor elke sug van ons, en hy bring ons diepste nood en ons grootste behoefte voor God. En soms weet ons nie eers dat ons sug nie, maar die Heilige Gees hoor elke sug van ons, en hy neem dit na God toe. En wanneer ons nie meer weet wat om te bid nie, wanneer ons nie meer weet hoe om te bid nie, dan sê Paulus, vertolk die Heilige Gees hierdie woordelose gesigte van ons by die Vader. Die Heilige Gees kom in ons lyding. Hy sug saam met ons, hy sug namens ons, en hy dra ons versigtinge oor na die Vader wat op die troon sit. Kry gou vir 'n oomblik hierdie prentjie. Jesus Christus wat langs die Vader sit, hy pleit vir jou. Hy bid elke dag vir jou. En dan sê Paulus, die Heilige Gees wat hier diep in jou is, wat ook langs jou kom staan in jou swaar kry, en wat doen hy? Hy pleit vir jou. Hy bid vir jou. Hy tree ook vir jou in by die Vader. Die Nuwe Testamentiese vertaling, dit is hierdie vertaling wat so 2 jaar terug uitgekom het van Prof Stefan Joubert en Jan van der Walt. Dit is 'n baie lekker vertaling. Dit lees amper soos die boodskapvertaling, so dit gee die betekenis van die vers baie duidelik deur. En vers 26 en vers 27 is soos volg vertaal in hierdie vertaling. Nou help die Gees ons met al ons swakheid. Ons het geen idee wat ons moet bid nie, maar die Gees bid namens ons. Hy tree vir ons in daar by God. Dit wat ons nie in woorde vir God gesê kan kry nie, sê die Gees daar namens ons vir hom. God weet baie goed wat in ons harte aangaan. Daarom weet hy ook hoekom die Gees in hemelse taal vir ons pleit. God weet dat die Gees volgens sy wil bid vir almal wat syne is. Dit is so 'n mooi vertaling van dit wat die Heilige Gees kom doen. Hoe hy vir jou ook kom intree. En nog 'n antwoord op hierdie vraag. Waar is God in ons swaar kry? Dan sê Paulus, in ons swaar kry, bid beide die Seun en die Heilige Gees vir ons. Hulle tree aktief in vir ons voor die Vader se troon. Jy het 'n hemelse gebedsspan wat elke liewe dag vir jou bid. 2 van die heel belangrikste bidders is in die hemel
en hulle bid elke dag vir jou. In jou swaar, in jou seer, in jou siekte, in jou lyding, in jou finansiële krisis, is daar 'n hemelse gebedsspan wat vir jou bid. En in die derde plek, wat die Vader doen. Paulus sê in vers 27 tot 28, die Vader sit op die troon en deurgrond die versigtinge van die Gees. En die Vader hoor en verstaan die gebede van die Gees en die Seun namens ons. En eerstens wil Paulus net vir ons sê, die Vader weet van ons. Want die Seun en die Heilige Gees bid vir ons, so die Vader weet van ons. Hy weet van ons lyding, hy hoor ons versigtinge, hy weet wat ons nodig het, hy weet wat die beste vir ons is. En omdat hy ons Vader is, omdat Christus ons sy kinders gemaak het, daarom sê Paulus in vers 28, kan ons verseker weet, dat God alles ten goeie laat meewerk, vir die wat hom liefhet. En dit, vers 28, is seker een van die mooiste en die mees troostryke beloftes in die Bybel. Ons kan weet dat God alles ten goeie laat meewerk. En Paulus sê baie duidelik hier, dat die Vader is in beheer van ons lewens, want dis die Vader wat alles laat meewerk. Dit is wat hy doen. Daar is mense wat sê dat God is nie in beheer van ons lewens nie, dat hy ons oorgelaat het aan natuurwette, en dat die wêreld nou sy eie gang gaan, en ons moet self sien, kom klaar. Daar is 'n bekende lied wat sê, God is watching us from a distance. Ander mense sê weer dat God is nie by magte om ons hier op aarde te beskerm nie, want die duiwel het beheer geneem oor die aarde. En nou kom sê Paulus hier in vers 27 en 28, dat niks hiervan is waar nie. God, die Vader, is in beheer. Hy is elke dag in beheer van jou en my lewe. En ek en jy is nie uitgelewer aan die bose nie. Ons is nie uitgelewer aan 'n blinde noodlot nie. Ons is nie oorgelaat aan onsself nie. Ons lewens is in die hande van die Vader. En hierdie woorde van vers 28 wil ons ook verseker dat God is nie net in beheer nie, maar hy is besig met ons. Hy het 'n plan met ons. Hy het 'n doel met elkeen van ons se lewe. En hy is met ons elkeen op pad na heerlikheid. Maar in dit alles bly hy besig met ons. Vers 28, God laat alles ten goeie meewerk vir hulle wat hom liefhet. Maar nou moet ons ook mooi hoor vanoggend. Paulus sê nie alles wat met ons gebeur is goed nie. Alles is nie goed nie. Paulus sê ook nie dat alles altyd net goed en gaaf gaan wees in ons lewe nie. Dis ook nie wat hy sê in vers 28 nie. Die versekering wat hy wel gee, is dat in God se hand word alles wat na ons toe kom, 'n seëning vir ons. En Jaco Tom het vers 28 vir my so mooi beskryf, toe hy gesê het, dis asof Paulus hier sê, dat God vang die kwaad op, wat na ons toe aankom, en hy buig dit om, en hy laat daaruit iets goed spruit, reglynig teenoor die sleg, wat die kwaad bedoel het. Met ander woorde, die Here vorm ons deur die kwaad. Hy laat ons geloof groei. Vers 29, sodat ons al meer en meer soos Jesus sal lyk. Vers 29 sê, sodat ons gelykvormig sal word aan die beeld van sy seun.
En dis die troos wat Paulus vir ons gee. God is in beheer. Selfs as ons swaar kry. Selfs as die lewe vir ons baie onregverdig is God besig met ons. En in ons swaar kry is ons nie van God afgesny nie. Hy bly betrokke by ons, hy bly besig met ons, hy vorm ons, en hy sal nie toelaat dat die kwaad ons onderkry nie. Ons is nou in die Pinkstertyd en ons vier in hierdie dae wat kom, die uitstorting van die Heilige Gees. En in hierdie tyd staan ons opnuut in verwondering oor die werk van God drie-enig en hoe elkeen van die drie-eenheid saamspan, saam aan die werk is in ons lewens. Selfs wanneer ons swaar kry en lyding beleef, is God drie-enig aktief in ons lewens aan die werk. En as iemand vandag vir jou vra, waar is God in jou swaar kry? Dan sê Paulus, jy kan antwoord. Jesus het in ons lyding ingedaal. Deur sy kruis en opstanding het hy vir ons 'n weg gebaan deur die swaar kry. En nou tree hy vir my in by die Vader. Die Heilige Gees sig saam met my. Die Heilige Gees is in my en hy vertolk my woordelose krene by die Vader. En die Vader hoor dit. En die Vader weet van my. Hy weet van my swaar kry. Hy weet wat ek nodig het. En die belofte, hy sal alles vir my ten goeie laat meewerk. Dis die antwoord wat ek en jy vandag kan gee as iemand vir ons vra, waar is God? En is vir my so mooi, vers 18, dan begin Paulus sommer dadelik om te praat oor swaar kry en lyding. Maar aan die einde van Romeine 8, dan eindig hy met 'n loflied, met 'n oorwinningslied. En dis waarmee ek ook gaan afsluit. Hy sê in vers 37 tot 39, maar in dit alles is ons meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenwoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enige iets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God, die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Hoor vanoggend die woord van die Here vir jou. Daar is 'n hemelse gebedsspan vir jou. Daar is 'n Seun en 'n Heilige Gees wat in hierdie oomblikke vir jou bid, vir jou pleit, vir jou intree. En daar is 'n Vader wat in dit alles in jou lewe aan die werk bly. En die belofte van vers 28, alles sal ten goeie uitwerk. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie vir u woord. Dankie dat u ons vanoggend herinner dat u met die skepping en met ons elkeen op pad is, na 'n heerlikheid wat u self vir ons voorberei. Dankie dat ons kan weet dat u in ons lewens teenwoordig en aan die werk is. Ons sig saam met die skepping. Ons wag saam met die skepping in afwagting vir hierdie heerlikheid wat voorlê. En dankie dat u in hierdie tyd van afwagting, terwyl ons swaar kry, ons kom verseker dat u ons raak sien, van ons weet, met ons besig bly en ons vorm. Dankie dat u Gees vir ons intree, waar ons nie meer woorde het nie. Dankie Here Jesus dat u vir ons 'n weg gebaan het
deur ons swaar kry en dat ons elke dag met hoop kan leef en met 'n belofte dat hierdie swaar kry, hierdie lyding nie die laaste sê oor ons lewens sal hê nie. Dankie dat U ook vir ons intree en vir ons pleit. Saam met Paulus wil ons vanoggend verklaar dat niks, nie lyding of die dood of siekte of enige magte ons van U liefde kan skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. En is ons gebed dat U Here ons in hierdie sterk liefde sal anker. Versterk ons geloof. Laat ons elke dag vas staan in hoop, selfs in die tye van swaar kry. En help ons om in alles te ervaar hoe U die een is wat ons dra en in alles ons staande hou. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Ons gaan nou staande saam ons slotlied sing en dan kan julle bly staan om die seën van die Here te ontvang. En onthou daar is lekker tee en koffie by die kerkkombuis en julle is baie welkom om ietsie warms te gaan drink na die tyd. Baie dankie Johan. Ontvang nou die seën van die Here vir vandag en vir die week wat voorlê. Die liefde van God drie-enig lei julle elkeen van dood na lewe, van wanhoop na hoop, van onrus na vrede. Die Here God is by jou en sal jou seën, jou gebede verhoor en jou beskerm van nou af tot in alle ewigheid. Amen.